Goeiemorgen, Molweni. Ons is blij vanmorgen om die dag van die Here te maak. As somer het begin, het is een beetje lekker warm. Ons wil voor allemaal vanmorgen verwelkom in die naam van Jezus Christus. Dit is die einde van november en ons het die jaar, so te sê, ons klaar gemaakt. As ons maar nog net December wat moet klaarmaak, wat vir baie mense wat klomp geld moet uitgee, so vanmorgen vir julle aanmoedig om nie so baie te spend die, dink daarom in Januari. Prys die naam van die Here. Maar ons wil vanmorgen, ons het onze dankzeggingsdienst vanmorgen, wat ons vanmorgen aan die Here toewy. Ons het, ek het op Facebook vir julle aanduiding gegee van onze dankzeggingsdienst en waaroor het gaan en dat julle moet as blijdskap van dankzegging. Ons bedien die hele jaar mense uit onze kerk, vanuit onze kerk, mense op die lig, op Facebook en die wat op YouTube is, bedien ons. En een ding wat ek geleer het in die lewe en dit is, dat jy kan nie net sê jy gaan dankie sê nie, jy moet iets gee vir die Here. Ek onthou jare terug, het pastoor Neil Adams het gesê, dat as 'n teken van jou dankbaarheid, offer aan die Here. In die Ou Testament sien ons dat die Israeliete, wanneer hulle danksegging, hulle het ook hulle jaarlijke feeste gehad. En een van hulle feeste was hulle Thanksgiving services. Hulle word genoem vreugde, beleidskap, Shabbat service. Nou op die dag het die Israeliete gebring tortelduwe neem ek aan en hulle het gebring verskillende offers om te kom offer aan die Here. As 'n beleidskap dat die Here hulle deurgedra het. Hulle jaar eindig nie by ons eindig ons jaar in Desember. Hulle jaar eindig nie in Desember nie. Hulle jaar eindig hier na die middel van die jaar. Ons bereken ons kalender volgens die Nicene katholieke kalender. Hulle kalender is gebaseer op die Joodse tradisie. Maar wat ek wil sê is dat wanneer hulle dankie gesê het hulle kom offer vir die Here. En dit is wat ons wil aanmoedig. Ons eet woordbediening uit ons ontvang vir die jaar, die van julle wat ons nou al meer as 'n jaar volg, of wat ons kanaal op YouTube volg, julle het woordbediening ontvang. En ons wil vir u aanmoedig as blydskap, ek het op u aangesit op die kerkse, op die Facebook account het ek gesit, die bankrekeningnommer, as u wil saai tot eer van die Here aan die bediening, saai 'n saad as dankbaarheid. Maar wat ons wil vir u sê is, gee vir iemand 'n blye van danksegging. As u nie saai aan ons nie, saai aan iemand. Gaan na iemand toe, gaan doen iets goeds vir iemand. As 'n blydskap en sê vir die persoon, ek wil net vir die Here dankie sê, deur dit vir jou te doen. Vir dit wat hy my deurgedra het. Doen dit tot eer van die Here en ek glo die Here gaan u seën. My vrou gaan vir julle so vir 'n paar minute verduidelik waaroor danksegging gaan en daarna gaan ons oopmaak in gebed en ons diens begin. Prys die naam van die Here. Dankie. Gaan oor gee my vrou. Good morning, faith family. As lekker om net van die Here te wees. Amen. Ek glo ons almal is lekker uitgeslaap, uitgerus en we are hunger for the glory this morning. Amen. En ons is ook vanmôre hier om die eer aan die Here te gee vir wat hy vir ons beteken en wat hy vir ons gedoen het. Amen. Ons is vanmôre hier om aan hom terug te gee 'n hart vol lof, 'n hart vol dankbaarheid. Amen. Dit is die rede
hoekom ons vanmorgen as 'n familie by mekaar gekom het. Vanmorgen ere die Here. Dit is vir my lekker om hierdie woorde oor te dra. Dat daar is niemand soos Jesus nie. Amen. Daar is niemand soos hy nie. Amen. Hy is die blink môrester. Hy is die soet roos van Sharon. Hy is die lelie van die dale. Hy is die groot ek is wat ek is. Hy is die begin en is die einde. Hy is Jesus, die Seun van God, wat weer terug gaan kom. Vanmorgen wil ek kortliks met u praat oor die woord dankbaarheid. Wat is dankbaarheid? Wat is dankbaarheid? Ek dink die grootste geskenk wat ek in u gekry het, was Jesus Christus, wat homself gewilliglik gegee het aan die kruis as offer. Amen. Vir ek en u se verlossing. Dis die grootste geskenk wat ek en u ontvang het. En vanmorgen is ons hier, solank ons in die aarde is, om elke dag dank aan hom te gee. Amen. Daar is niks mooier in die aarde vir 'n lewe, 'n mens voor God. Wat voor God staan. Daar is niks mooier wanneer Jesus na die mens kyk en hy sien binne in die mens 'n dankbare hart. Daar is niks mooier soos 'n dankbare gesindheid nie. Ek kyk in Lukas 17 vers 16. Die Bybel sê daar was 10 melaatse manne. 10 van hulle. Hulle het gesond geword. Maar daar was een op pad wat hy aan homself sien dat hy het gesond geword. Toe staan hy en hy draai om. En hy gaan sê dankie. Dankbaarheid maak dat jy omdraai. Laat jy stilstaan en laat jy Jesus sien. Dankbaarheid is 'n ritme waar jy posisie inneem elke dag. En jy gee lof en danksegging aan hom. Dankbaarheid is 'n keuse wat jy daagliks maak. Daar is genesing in dankbaarheid. Amen. Dankbaarheid is wanneer die storms van die lewe kom. Wanneer die winde van die wêreld kom. Self wanneer jou koskaste leeg is, self wanneer jou beurse leeg is. Dankbaarheid maak dat jy, soos die Bybel sê in Psalm 100 vers 4, dan gaan jy nog steeds sy poorte in met lofgesang. Sy voorhoewe gaan jy in met lof. Dankbaarheid maak dat jy elke dag erken dat hy is waarlik die Seun van God. Dankbaarheid is 'n hart wat God se hart roer. Dankbaarheid. Amen. Faith family. Hoeveel van ek en u is in die aarde wat tot inkering gekom het? En hoeveel van ons het so maklik vergeet wat Jesus gedoen het?
'n dankbare hart. Halleluja. Is vir my so mooi. 'n persoon wat dankbaar is, streef nie na wel of na beter of na nuwe dinge nie. Maar 'n dankbare hart weet en is geleer om genoeg. Jy weet wanneer is genoeg. Jy weet wanneer is genoeg. Die Bybel sê in Kolossense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van Christus Jesus oor ons. In ander woorde, God se wil is dat sy kinders dankbaar moet wees. Amen. Sy kinders moet dankbaar is. 'n dankbare hart. Dit is wat die Vader wil hê. Wanneer jy kyk na sy kinders, 'n dankbare hart. Halleluja. 'n persoon wat dankbaar is, halleluja, is tevrede wanneer die olie afloop. En 'n dankbare hart is wanneer self jy brood en swart eet. 'n dankbare persoon is wat jy jou laaste sal deel. Dan eet jy dit nog, die stukkie met dankbaarheid. Halleluja. Ek onthou, jy was baie keer in my huis. Dan is die kinders, dan is die brood klaar. Dan maak ek 'n potpap, Suster Carmen. Dan gooi ek 'n stuk botter in en dan gooi ek suiker oor. En dan sê hulle dankie Pastor. En dan eet hulle die pap so lekker met dankbaarheid. Ons eet dit met dankbaarheid. Ek het net op die TV gekyk, toe sien ek daar is 'n sekere plek waar kindertjies grondkoekies moet maak. Grond, hulle sif die grond. En daardie grond word mooi koekies gemaak. En dit word gebak. Daardie kinders, die lippe is so droog. Daardie een kind kan skars nie, hy modderkoekie byt, daar's geen krag in hom nie. En ek en jy, wat elke dag 'n bord voor ons het. En hoeveel van ek en jy sê skars vir die Here dankie nie. En terwyl jy die bord eet, gaan jy hart uit en sê, Here, ek dink aan baie wat totaal niks het nie. 'n dankbare hart is, al loop jy met die voete, jy wat te carry, en die volgende ene wat met voete loop. Ek het een tyd te loop, ek en my vriendin, sy sal huis toe. Dit reën in Kosten. Ons is op pad, Kleripad toe. Stoksiel alleen. En ek groet en sy groet ook in haar reis. 'n dankbare hart is, jy deel mee. Amen. Halleluja. Weet ek het so seer gevoel. Nie vir wat ek het seer gevoel, want toe sê ek, Here, hoe kyk U nou? Dankbare hart maak dat U nie na dinge streef nie, maar wat U het, is ver genoeg. Ek is 'n vrou, beswaard in my gemoed. En eerlijk gedink, sy is dronk. Sy sê, ek sterk drank het ek nie gedrink nie. Maar ek is 'n vrou, beswaard in my gemoed. En op die regte tyd, toe gee die Here, toe seën die Here, en die antwoord van Hanna, met 'n seënskind. En dankbaar het haar gedrywe, en sy daardie kind teruggegee aan die Here. Sy het hierdie woorde, sy sê, ek het hom van die Here gebid. Halleluja. Rabobo sakarala babanda. Ek het hom van die Here gebid.
vandag? Hoeveel van ek en u het teruggekom en gesê, Here, dankie, daardie pyn is weg. Dankie, Here, het my bewaar in daardie ongeluk. Het my bewaar van daardie koel. Het my bewaar van daardie mes. Ek besef, Here, dat kon so anders gewees het. Dit was maar net u. Hoeveel van ek en u het al vergeet? Vanmorgen kyk die Here vir ek en u. En die Here maak 'n oproep. Soos Psalm 103. Sê ek wil die Here loof. Ek herken dat u God is. Halleluja. Faith family. Kom ons leer om dankbaar te wees. Wat u het, net soos u is vanmorgen, wat u het, en wie u is, wat u besit vanmorgen, alles komt toch van hom af. Kom ons gee erkenning aan hom. Amen. Kom ons gee erkenning aan hom, sê dankie Here, vir wie ek is, en wat ek het. Ek is miskien nog nie daar wat ek wil wees nie, of ek het nog nie wat ek wil hê nie, maar wat ek het, I'm thankful, Lord. Ek is dankbaar, want ek besef wat ek is en wat ek het. Dat kom van hom af. Amen, Faith family. Dat is die mooiste hart wanneer iemand dankbaar is. As baie kere, dan lê ek op my bed, dan dink die kinders of my ek moet ek slaap, maar ek gee aan hom die ere. Ek gee aan hom die lof vir wie ek is en wat ek het. Ek het 3 pragtige kinders. Ek het die mooiste man. Ek is onder 'n dak. Ek het skoene aan my voete. Ek het klerasie aan my. Daar is water in die kraan. Daar is 'n lig wat brand. Ek is dankbaar. Halleluja. Alles wat ons het, kom toch van hom af. Kom ons gee vanmorgen aan hom. Soos die Bybel sê, halleluja, in Psalm 100, die 4de vers, gaan sy poorte in met lof. Ek wil die vanmorgen iets leer, familie. Luister baie mooi. Wanneer jy 'n probleem het, wanneer jy 'n situasie het, leer vanmorgen dit. Moenie gaan met klaagliedere nie. Sit lofprysing voor jou probleem. Sit danksegging voor jou probleem. Halleluja. Ek ervaar dit. Jare terug. Toe ek in die berg en Graafrenet tydens afsondering. Daar was ek geronderrig. To be thankful. Om danksegging, om lofprysing voor my probleem te sit. En weet hoe lekker is dit as jy van jou knieë af opstaan. Halleluja. Dit is die lekkerste heerlikheid wat in jou binneste wat jy ervaar. Danksegging en lofprysing om so God se troon te nader. Vergeet van jou probleem. Vergeet van jou situasie. Loof hom wie hy is. En terwyl jy hom loof, sien hom, hy wat alles doen. Sien hom, hy wat self die dood en die doderyk oorwin het. Stefanus het dit gesien, wat hom dood gegooi het. Hy het dit ervaar, hy het gesien, Here, ek gaan sterwe, ek is bewus, ek gaan sterwe, maar ek weet, jy die dood oorwin. En omdat ek in u is, Here, sal die dood my nie hou nie. Die graf sal my nie hou nie. Amen. Maar ek sal weer opstaan. Dit is die beste nuus. Dit is die lekkerste vir 'n kind van die Here. Om dit te weet. Vanmorgen, Faith family,
Saterdag is daar 'n begrafenis. En dit sê vir my, dat gee my 'n boodskap. Ons is nie vir altyd nie. Een of ander tyd gaan ons aan sy ewige bestemming toe. Maar die vraag is, hoekom kry jy ons? Hoe is ons hart? Halleluja. Laat dankbaar en vanmorgen ons binneste triomfeer. Be thankful. For your family, be thankful. Be thankful. Wat jy moenie kyk, dinges het 'n kar, dinges het 'n nuwe rok, dinges het 'n absensie, dat nie. Net soos jy is, be thankful. Amen. Be thankful. Dit is die mooiste gesindheid wat 'n kind van die Here kan hê in die aarde. Be thankful. May the Lord help us. And may the Lord help us. Every day dat ons so lewe moet lewe. 'n dankbare hart. Amen. Prys sy wonderlike naam. En ek waarborg u vanmôre. Rabos Sanderelolota. Ek waarborg u vanmôre dat God gaan u verras. Amen. Op hierdie pad, hy gaan u. Amen. Hy gaan u lekker verras. Amen. Ek het dit so baie ervaar. Hy gaan nie so verras dat hy sê, Here, het dit gedoen. Hy verras sy kinders. Ek kan 'n boek skryf van dit. Van my lewe. Be thankful. Amen. The Lord bless you and He keep you till the end. Hy wat die werk in u begin het. Familie, hy gaan dit eindig. Amen. Kom ons om mekaar se hande. Kom ons om vir mekaar in gebed. Love one another. Pray for each. En ons dra mekaar se laste. Liefde is die sterkste band. Amen. Love one another is die sterkste band. Van buite is 'n hart en nek, wraak en al die lelike goed. Kom ons bewaar ons hart. En ons bly gefokus. Ons bewaar ons fokus. Amen. Onze oë op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Die Here seën. Here, dankbaar kom sê ons baie dankie vir God is weer opgewek vanmôre, Here. Here, vanmôre is ons daar wat ons weer net dag, Here. Here, maar vanmôre weer van U wil wees waar om te geprys te word, Here. Yes, waar om te beroem te word, God, Here. Our Vader, is vanmôre, Here. Van onsself, Here. Here, maar meer van U met God aan in se naam, Here. Here, dankie vir U gee die stroom met God, Here. Here, dankie om alles van seën, Here. Here, dankie vir ons Vader. I know it was His soul. His blood is covering my sins. I believe.
Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. Just
about you, Father. You deserve all honor, Father. You deserve all praise. Dank waar we zijn bij je, dank je alles. Er is waarom geprezen te worden, waarom te lof te worden, Abba Vader. Thank you, Jesus. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Jesus. I am the God. And we love thee. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God. I am the God that healeth me. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Lord, you are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. Lord, you send your word. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Lord, you are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. I am the God. I am the God that healeth me. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God. I am the God that healeth me. I am the Lord, your healer. I send my word. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. Hallelujah. I am the God that healeth me. I am the Lord, your healer. I send my word and I heal your disease. Hallelujah. I am the Lord, your healer. Sing this morning, I am the God that healeth you. I am the God
you
so grateful for the Lord has done for us. Amen. Ons is so opgewonden. Ons gaan transteer vanmorgen voor iemand. En vanmorgen wil ik ook dankie zeggen voor die jaar. Een van jullie. We want to come say thank you for the Lord. Voor we de woord gaan beginnen. Je hebt genoeg tijd om dankie te zeggen. Mensen moeten daarom de blijdschap en toepraten. En kon zeggen wat die Heer voor jou voor die jaar gedaan heeft. Die Heer moest iets gaan doen. Je kan niet die jaar klaarmaken. Je kan niet dankie zeggen. Je moet belangrijk om zeggen. Je wonderlijk een huis gekregen of een kar gekregen of geld gekregen. Halleluja! Praise the Heer, alsjeblieft. Halleluja. Halleluja. Geliefdes, we zien dat die jaar, eerst wil ik allemaal begroet. Wees begroet in de naam van Jezus Christus. Amen. We zien dat die jaar is 365 dagen. Amen. Dat is een baie lang tijd. Amen. Dat is baie lang. Amen. Elke dag heeft de Heer ons opgewekt. Amen. Amen. Ons heeft niks oorgekomen hier. Ja, ja. Niks heeft ons oorgekomen hier. Elke dag heeft hij zijn liefde aan ons bewijs. Amen. Geliefdes, vanmorgen is die Heer waardig om geprijsd te worden. Amen. Als het niet hierom is wat ons vanmorgen nog hier kan zetten. Amen. Als dit hier die Heer zijn genade en liefde wat een en elk van ons nog kan hiezen. Yes. Vanmorgen is ik zo dankbaar aan die Heer dat Oh, Jesus. hij mij uitgespaard. Amen. Hij is uitgespaard. Amen. Hij is uitverkies. Amen. En daar kan ik zeggen met blijdschap in mijn hart dat Halleluja. baie diep binnenkom uitdaag. Halleluja. 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 Baie diep. Ja, prijs die Heer. Halleluja. Ik weet niet van jullie. Amen. Vanmorgen als ik denk aan die woord Thanksgiving. Dan zie ik een woord van mij in die geliefdes. Amen. Als ik denk aan waar het afkomt. Het was niet makkelijk hier. Het was niet genade. Amen. Vanmorgen wil ik die Heer. Halleluja. En ons het in woordigheid is. Amen. Wil ik die eer geven. Halleluja. Voor mijn leven. En ik wil dankbaar. Amen. Mijn dankbaarheid wil ik teenoor hem uitspreken. Come on. Zelfs voor eerlijk. Ik ben dankbaar. Amen. Ik heb jullie niet gekend. Amen. En vandaag kan ik zeggen, als mijn broers. Amen. Halleluja. Die Bijbel zegt dat God Amen. is getrouw. Amen. En Come is on. rechtvaardig. Ja. Als dit hier zijn trouw. Amen. Dat ik vanmorgen hier kan staan. Amen. Ik is dankbaar vanmorgen. Mijn hart loopt. Amen. Amen. Ik wil je net kortelijks vermoedigen. Come on. Ik wil zeggen, moet je die Heer dienen voor dit wat hij kan doen. Amen. Maar vandaag wil ik je bemoedigen. Amen. Dien die Heer omdat hij God is. Amen. Elke seizoen van onze levens moet ons getrouw wees en getrouw blijven. Amen. Ons verander, God verander. Halleluja. Ons verander, God verander. Het is niks zonder God. Yes. Maar God blijft nog steeds God. Amen. Zonder die mens. Amen. Geliefdes, als jij dat ons komt tot die besef van dat. Onze levens is kostbaar. Amen. Ons is kostbaar aan Gods woord. Die Bijbel zegt het is kostbaar. Meer kostbaar als edelstenen. Amen. Hij is kostbaar. Ik wil iemand bemoedigen, hij is kostbaar. Ja, kom on. Maak je zaak wie zegt wat hij. Ja, ik zeg God dat. zegt hij is kostbaar. Ik wil iemand bemoedigen. Als misschien iemand wat al opgegeven heeft. Ja, kom on. Op zijn eigen leven. Kom on. Iemand wat zegt, nee, niks komt recht in mijn leven. Hij is die koning. Wat ik voor iemand bemoedig vanmorgen dat bij de volgende woorden.
Dit is nog nie klaar nie. Ja! Want die Here sê dit is klaar nie. Geliefdes, hy is in beheer van hemel en aarde. Hy is skepper van hemel en aarde. Praise hom. Die Bybel sê, elke belofte Ja, kom aan. in Christus Jesus is ja en amen. God sê nooit nee nie. Wonderful Jesus. Moenie dink om wat as jy die ding gekry het nie, God het nee gesê nie. God weet hoekom Yes. daardie tyd ons nog nie reg is vir die goede wat ons voor bid Amen. en vir die goede wat ons op vertrou nie. Ja, amen. Soms soek ons, maar God is 'n God wat ons needs supply. Ja, Amen. amen. Hy supply ons needs, nie jou wants nie. Amen. Amen. Hy supply jou needs. Ek wil iemand bemoedig vandag. Dankie, Here. As jy bid en Here gee vir my dit wat ek nodig het Kom aan. om te vra by jou Halleluja. God nie. Amen. Moenie vra wat jy soek nie. Ja, kom aan. Vra vir hom, gee vir my Kom aan. wat ek nodig het. Ja! Gee vir my Wat ek nodig. wat ek nodig het. Sê dat God stel nie die belofte in Amen. sy woord uit nie. Ja, kom My aan. liefdes, ek wil u julle bemoedig. Ja, kom aan. Maak nie saak wat nie. Ja. Ek sê baie vir my vrou, en sê vir haar, baie en sê vir haar, ek word nie beweeg deur omstandighede. Ja, ja, ja. Die Bybel sê, ek sê God is met my. Dis sy woord aan die by, as ons op sy woord staan. Amen. Geliefdes, ek wil hulle encourage. Ja. Laat ons ons leefwyse reg kry met God. Amen. Laat ons ons leefwyse Oh, amen. Ek glo nie wat mense sê nie. Amen. Ek glo wat God sê. Amen. Geliefdes, ek wil ook julle moet julle se geloof tot op die plek bring waar julle staan op die woord. Amen. Waar julle Koning. sê as die woord of niks. Ja, amen. Maak nie saak as er iemand kom nie en hy vra vir jou, hoe gaan jy dit reg kry nie? Ja, prijs die koning. Hy dit sê, Here, ek weet nie hoe nie. Halleluja. Maar u woord sê, Halleluja. werp al jou bekommernisse op hom. Maar Amen. hy sorg vir jou. Amen. Hy sê nie, hy sal sorg vir jou nie. Hy sorg vir jou. Amen. Liefdes, ek wil julle bemoedig. Amen. Ek is dankbaar vanmôre. Halleluja. Dis genade wat ek vanmôre hier kan staan. Miskien is daar iemand wat nog my stem moet hoor vanmôre. As miskien iemand wat God wil met praat vanmôre. Halleluja. Halleluja. Het kos ons niks om dankbaar te wees. Come on, praise the Lord Jesus. Ja. Dankbaarheid roer God se hart. Yes, amen. As jy dankbaar is en dit wat jy nou het, glo my. As jy dankbaar is en dit wat jy nou het, glo my. God is in staat Yes, amen. en hy wil vir jou meer gee. Halleluja. Maar dit begin dat ons as sy kinders dankbaar is Dankbaar. en getrou is. Amen. Nie aan mense, Ja. getrou is aan God en getrou is aan sy woord. Yes. Geliefdes, I want to encourage you. Come on. Die Bybel sê dat ons moet in alles Amen. dankbaar wees. Come on. Want Come dit on. is die wil van God. Kom aan, dit is die Moenie woord. net wil dankbaar wees wanneer dit goed gaan. Ja. Moenie dankbaar wil wees wanneer dit joy is nie. Yes. Of wanneer dit hartseer is nie. Jy moet dankbaar wees in alles. Yes. In Amen. alles. Yes. In alles. Yes. In alles moet ons dankbaar wees. Yes. Vanmôre is ek so dankbaar dat Come on. ek het 'n broer gehad soos Rosa. Amen. Ja. Hy was nie net 'n broer gewees vir my. Amen. Hy het ek en my broer goed gemaak. Hy het gestaan as 'n pa vir ons. Amen. En vanmôre is ek dankbaar vir die Here. Amen. Hy het die deel wat hy gedoen het aan Amen. ons lewe. Die sal ons nie Kom gestaan aan, kom aan, kom aan. het. Ons sal nie vandag hier Praise gestaan het die in die huis. Vader. Die Here het hom gebruik Ja. Amen. om Amen. ek en my broer wat daar sit Amen. te help
Toen mijn pa zit tussen en ik kon hem niet achter ons kijken. Toen zei hij, onze broer Roze wat ons gevallen. Hij deed naar ons. En morgen zei van Heer, dank u voor zijn leven. En dank u dat, ik ben zo dankbaar dat hij die Heer kansen gegeven. Hij die met ons zo groot gemaakt heeft. En ons, dat hij is van de Heer toe verwijzen. Maar hij heeft ook een ontmoeting gehad met de Heer. Zo getrouw is God. Geliefdes, I want to encourage you. Ik wil jullie encourage. Soms als je lekker hebt. Soms is het zwaar, soms is het hartstier, soms. Maar ik wil jullie encourage. Als je bij de Heer blijft. David zei, dit één ding heb ik van de Heer gevraagd. En dat ik kan zeggen, hij zal blijven. Tot aan alle eeuwigheid. Ik wil jullie encourage. Maar dan net één ding jullie hartse begeerte is. Om Jezus Christus ons verlosser en zalig maken. Beter te kan herkennen. En dat te kan dienen. Een geest en een waarheid. Amen. Die Bijbel zegt, God roep ons tot gehoorzaam. Yes, come on. Ik kan niet zeggen, die niet Heer niet, maar hij is ongehoorzaam. Come on. Ja, geliefdes. Die Bijbel zegt, God roep ons tot gehoorzaam. Ik kan niet zeggen, die Heer aangeneem, maar hij is ongehoorzaam. Geliefdes, I want to encourage you. Ik wil jullie bemoedigen. Jij kan die dingen van die wereld overwinnen. De Bijbel zegt, hij wat in God heeft geboren is, overwin je dingen van die wereld. Amen. En dat is je geloof. Laat ons, wat zie je ons in die Here aangeneem. Ons wat zie je ons as sy kinders. Laat ons terugkom in gehoorsaamheid. Eerstens laat ons ons lewenswandel recht kry met hom. En in lyn kry met sy woord. Tweedens, laat ons in gehoorsaamheid kom. Laat ons in gehoorsaamheid kom. Nie aan mense, aan hom, aan God onze Vader. Geliefdes, wees verseker. Maar ook al jy die boodskap kry, die Here het nog nie opgegee op jou. Ek weet nie wat is jou stryd, wat is jou probleem, wat opgegee op jou. Die Bijbel sê, het sy seun gegee. Want so lief het hy die wêreld gehad. Hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Maak nie saak waar jy is. Maak nie saak waar jy deurgaan. Daar is niks. Die Bijbel sê dat liefde bedek alles. Daar is niks wat die liefde van God nie kan bedek en nie kan verander. Die Here seën julle. Ja, prijs die koning, ek is myself dankbaar wat die Here vir ons gedoen het. Jimmy Slugger het jare terug een lied gesing. En hy is huis toe, maar sy legende is nog steeds op die aarde en dit wat hy gesing het, is nog steeds op die aarde en ons is dankbaar vir ons. En hy het gesê die woorde, hy het gesê, hy het die lied geskryf omdat sy ma en sy pa baie lief was vir die lied. En die lied gaan ek sê. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found.
was blind, but now I see. Was grace that drove my heart to fear, and grace my face to believe. How precious that grace away. And now I first believed when we began just in our years, bright shine in we've known less grace to sing God's praise, and when we first close, but now I'm found. I was blind, but now I see. Sing with me, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Out of the mighty clay, we are so grateful this year. If it wasn't for you, we wouldn't have been alive. But your grace has saved us so dear. And this morning, we want to honor you. We want to say, praise God. Let's sing it. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God.
Prys die Here. Ek is so oorweldig, ek is opgewonde, ek dank die Here vanmorgen. Eerstens wil ek die Here vanmorgen dank vir my familie wat by my is. Ek het 'n familie, ek het 'n vrou, wat ek mee ek kyk gisteraand, kyk ek op die phone, Facebook, welbekende man van die Here, welbekend in sy bediening, dynamisch in sy bediening. En met soveel jare wat in die huwelik was, deur 'n egskeiding gegaan het. Hy en sy vrou het in egskeiding gegaan en hulle huis het in skerwe geraak. En vanmorgen is ek dankbaar vir my huis, wat die Here vir my gegee het. So my vrou, vir my kinders, my dierbare 3 kinders. Ek het 3 baie mooi kinders. Dank die Here. Ek het my oudste dogter, Joshua en Famasi. En vanmorgen is ek bly, ek het my kleinkinders vanmorgen is. Die alle kleinkinders vastgelegd aan die phone. Amen, Zaria. Zaria, you know can say amen to open? Zaria, you don't even know this open is here. Say, look. We are so excited. Ek het my kleinkinders by my, ek is dankbaar. Kan give opa kies. Met zoveel jaren, die ene was jaloers, ik was niet jaloers. Is als opa anders kan dienen, wil hij ook ander en het zei van, hij anko is forceful, zei, laat hij me naar hem zien. Zag je dat me, als ik zei van, dat jij dat er even achter aardig naar So, ons is dankbaar. Ik zit in een ShopRite. En ek is bezig om goed te koop. En terwijl ek bezig is om goed te koop, sê ek, Here, jy moet vir my sê, wanneer ek by die huis kom, wil ek bid, en ek wil vraag vir u, wat gaan in volgende jaar plaas van die jaar 2026? En die Heilige Gees sê vir my, vir wat waar jy toe by die huis kom? Volgende jaar is die jaar van die huis van God. Amen. En weet jy, toe hy dit vir my sê, ek sê, Here, en hy sê vir my, Ismail is the year of the house of God. 2026, ek verklaar vanmorgen, I declare this morning, live from this church, the 2026, the word of the Lord for 2026 is the year of the house of God. Breek ek die muur in Jesus' naam. Amen. En weet jy, volgende maand ek bezig is met die kerk hier so, en die Heilige Gees, ek vraag vir die Here oor iets, en hy sê vir my, ek sê Here, maar hy sê vir my, is 14 en vers 2 en 3 sê die volgende. As jy die Bybel sê, Johannes 14, in die Afrikaanse Bybel, Johannes in die Nuwe Testament, 14 en vers 2 en vers 3. Hoor wat sê die Bybel? In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek het baie keer, ek het al oor uitgepraat, maar dit is iets wat my verwonder. Dat die is Jesus wat hier praat. Jesus is die een wat hier praat. Ek het nog nooit in my kyk op YouTube, op Facebook, ek het nog nooit gehoor van 'n huis wat huise in het nie. Ja, amen. Daar was nog nooit so iets nie. Dit is vir my bo my vuurmaakplek. Dat hy sê dat in die Vader se huis is daar baie wonings. Dit wil sê, daar is ander huise gelokaliseer binne in die huis van die Vader. Amen. Dit is iets wat vir my vanmorgen 'n wondering is, dat op die aarde, die Chinas, hulle sê die Chinas is die dynamiesste mense met tegnologie.
Hulle is die mense wat bo jou firma plek dinge create. Maar ek het nog nie gehoor hulle kan hulle huis bou met huise binne nie. Daar's nog niemand wat 'n huis gebou het, my vrou, met huise binne nie. Dis waarom ek like skryf wat sê, wat onmoontlik is by die mens, is moontlik by God. Daar was ook nooit 'n meselaar, 'n argitek, wat 'n huis kan skep met huise binne nie. Halleluja, amen. Jesus sê, as dit nie so was nie, wat sê die skrif? Die skrif sê, hy sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. Hy sê, okay, julle glo, asom hy sê, julle gaan my nie glo nie. Want hy sê, as dit nie so was nie. Ja. Hy sê eintlik, die is nie alleen nie. Ja. Die is die waarheid. As jy daar bo uitkom, gaan jy huise binne in 'n huis. Glory. Weet jy, toe ek dit lees, ek het al met julle gepraat oor het, maar toe ek dit lees, toe sê ek vir myself, as die Vader kan 'n huis maak, wat daar wonings is, en die mens kan dit nie maak nie, dan is ek bereidwillig om te glo wat hy sê. Halleluja. Want dit wat onmoontlik is, het nou moontlik geraak. Amen. Dit wat nie moontlik is nie, het nou moontlik geraak. Nou, die skrif sê vir ons, wie is die huis van die Vader? Ek het al vir u gesê, maar ek gaan vanmôre vir u iets wys. 1 Korintiërs 3 en vers 16. Kom ons lees daar. 1 Korintiërs 3 en vers 16 in die Nuwe Testament. 1 Korintiërs 3 en vers 16 sê die volgende. Hoor wat sê die skrif? Hy sê so mooi, die skrif sê, weet julle nie dat julle, Ja. Amen. hier sê die Jesus in Johannes, in die huis van die Vader, maar hier sê Jesus, weet julle nie, ek en u het groot geraak op die skool, en as die juffrou die woord die julle gebruik het, en die juffrou gesê, dit is 'n meervoudige woord. Ja. Amen. Weet julle nie dat julle, die is meer as een persoon. Die constitute that we are all, julle by mekaar, Yes. Amen. is 'n tempel van God. Amen. Julle by mekaar is 'n huis van God. Dit wil sê, as die huis, as 'n gesamentlikheid, met individueel stap, maak hy die huis van die Vader, met die huise binne. Halleluja. Nou, hoe hy sê vir my, dis die jaar van die huis van God. Ek het eers geprobeer fokus. Ek is eerlik met u. Ek het eers geprobeer fokus op geboue. En soos ons in die taxi-ry, ons ry in die taxi, en ek begin dink aan dit, maar die skrif sê, ons is die huis van God. Dit wil sê, volgende jaar is nie gefokus op geboue. Amen. Alhoewel geboue deel van 'n kerk se vooruitgang is, maar dit is nie gefokus op geboue. As ons die huis van God is, 2026 is gefokus op ons. Amen. 2026 is gefokus op my. Dit wil sê, 2026 sê die Here, ek wil fokus op jou. Ek wil aan jou kyk. Ek wil sien, jy is in orde. Ek wil sien, jy dien my met alles. Ek wil sien, jy loof my met alles wat in jou is. Ek wil sien, jy aanbid my op 'n Sondagoggend. Jy steek jou hande op. Ek wil sien, jy begin na die huis van die Here toe te gaan. Ek wil sien, jy begin bid. Ek wil sien, jy begin die woord te lees. Amen. Die fokus is op u, op my.
Die fokus is nie op mense wat sit in die kerk alleen nie. Die fokus is op manne en vroue, of hulle pastores, of hulle evangelistes, of hulle apostels is. Dit is gefokus op elke mens binne in die plek waar hulle aanbid. Die mense fokus te veel op die lidmate. Die mense fokus, die pastore fokus op hulle gebede. Die apostels fokus op die mense wat aan die kerk kom. Die hele se fokus is of jy 'n pastoor is, of jy 'n evangelist is, wie ook al ek en jy is, daar word op my en op as op my en op jy. Dit wil sê as op jy. Die mense sê, ek sê volgens my vrou, die mense fokus veel op mense status. Hulle doen einde. Hulle kyk, hulle as jy aankom en kom, hulle ander rigting, hulle of hulle ry ander en nou kom jy in. Wat in hulle woon weer bly, jy bly miskien naby aan hulle straat en nou sê hulle, wil jy mense nie meer hy man sien nie. My suster sit julle hier so, sit julle hier, dat hy man nie kan fokus op my nie. Die mense doen einding. God is nie gepla of wat is status. Ek het nie mense status bepaal nie by die Here nie. By die Vader bepaal status nie. Almal is belangrijk. Amen. Halleluja. Ek wil vanmorgen vir u sê, die Vader se huis, die huis van vreugde, die huis van blydskap. Wanneer ons as die huis van die Here by mekaar kom, dan bou ons 'n familie. Ja. Ons bou 'n kultuur. Ons bou 'n geestelike kultuur. Ons kultuur is, ons is Bybelmense. Ja. Amen. Ons is mense van die Bybel. Ons is woordmense. Ons is skriftemense. As jy met ons praat, kom maar net skrifte uit. As jy met ons praat, dan hoor jy, daar sal geskrywe staan. It is written, ja. As jy met ons praat, dan hoor jy net van net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Wanneer ons praat, is het Psalm 23. Wanneer ons praat, is het Psalm 91. Wanneer ons praat, is het Jesaja 47 vers 17. Elke wapen wat teen ons gesmeed praat, is dit net. Vanmorgen wil ek vir u sê, daar wat u is in u huis, op Facebook, en wanneer u op YouTube dit kyk, by mekaar is die huis van die Here. Ons is vanmorgen in hierdie aanbiddingsplek, by mekaar, en ons word gekonstitueer as die huis van God. En ek wil vanmorgen vir u sê, as die huis van die Here, kan ons die Here eer. In die eerste plek wil ek vanmorgen gou praat oor iets, oor wat Donovan vanmorgen gepraat het. Een van ons kinders in huis toe gegaan. Ons glo die Here het hom kans gegee om hom lewe reg te maak vir die Here, en ons het 'n groot versekerheid dat die Here hom kans gegee het om huis toe te gaan. Maar ek wil vanmorgen sê, as wanneer hy by die huis gekom het, gaan hy vir homself sê, nou verstaan ek wat pastoor gepreek het. As hy daar kom, en sê hy vir homself, nou sien ek wat Sister Carmen, wat Sister Ella gepraat het, wat Donovan gepraat het. Nou gaan ek
wat Mercy gesing het van. Hulle het gesing van die goed, maar hier is die goede hier by my oor. Ja, halleluja. Hy sien die goedes. Ons het hartseer hier aan die kant van ons gaan nie meer hê. Maar die blydskap oorweldig die man se gesig wanneer hy daar gekom het en hy sy oë oopgemaak sê, Here, nou verstaan ek waaroor hulle gepraat het. Glory. Halleluja. Ek wil vanmôre sê, dit is worth it. Ek stem saam met Bodon. Dit is worth it, my broer, om die Here te dien. Dit is waardevol, want as jy huis toe gaan jy in die huis van jou Vader, waar daar baie wonings is. En jy daar jou oor daar oopmaak, en jy kom daar, dan sê jy vir jouself, nou verstaan ek, wat die hele tyd oorgebreek was. Maar vanmôre, dit wat die Here vir ons gedoen het, 2025, baie mense vanmôre wil praat met baie mense wat moontlik mense verloor het, families verloor het. Moenie laat die jaar wat in die jaar gaan eindig in Desember, 'n jaar wees wat jy sê, dit was nie 'n lekker jaar. Sê vir jouself, deur alles wat ek deur gemaak het, kan ek sê die Here was met my. En wanneer ons die einde van die jaar, ons 'n nuwe jaar gaan oopmaak, met blydskap, hierdie jaar eindig. Ons kan met blydskap hierdie danksegingsdiens vanmôre beëindig. Het ons deurgedra. Prys die Here. Terwyl ons besig is om te kan staan en jy sê vanmôre, pastoor, ek wil vanmôre vir die Here dankie sê. Die uitnodiging maak vanmôre vir u, as u daar is op die lig. En u sê vanmôre, pastoor, ek wil my lewe vir die Here gee. Ons kan nie hierdie diens eindig. Dan sê op hierdie danksegingsdag, dat u nie u lewe vir die Here gee. En die vrou gaan vanmôre vir u die Sondag, wat ons noem die Sondagsgebed, doen saam met u. En u bid hierdie gebed saam met ons. Terwyl ek musiek maak en ons sing Amazing Grace, lewe vir die Here gee. Dan bid jy die Sondagsgebed wat my vrou met u gaan bid. En wanneer sy die gebed met u bid, gaan die Here u lewe verander. En die lewe gaan nooit meer dieselfde wees nie. Kom maar, Ella, prys die Here. Prys die Here. Halleluja. Kans gee. In 1985, die 17de Maart in Graafrenet, toe die Here my ook 'n kans gegee. En ek is so dankbaar dat die Gees van die Here met my praat. En dit onmiddellik afgeslaan. En vanmiddag, as u weet in die hart, die lewe is nog nie in orde nie. As u weet binne die hart, u totaal nog 'n oorgawe met die Maker gemaak. Self as jy afvallig van die Here geword, jy sê ek is nie lou nie, ek is koud. Of miskien sê jy ek is lou. Die Bybel sê vandag as jy 'n sisteem hoor, verhard julle harte nie. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Kom nou. Kom nou. Die woord van die Here sê vandag, as die Heilige Gees met julle praat, Amos 4 vers 12 sê, maak hom klaar om jou God te ontmoet. Nou praat die Here met jou. Nou praat sy Gees met jou. God is hier. Sy bloed het nog nooit sy krag verloor. Seep was u van vullis.
my kleinkind in modder en sand speel, dan sit ek haar in die bad, en ek vat seep en ek vat water en ek was haar, sy skoon. Maar seep kan ek en u se sondes en ongeregtigheid nie wegwas nie. Daar is niks in hierdie lewe wat ek kan doen nie. Dit is net die bloed van Jesus. Ek wil saam met die bad. Self u oor die lig, is dat weet die doen en late, maar kom sê Here, as jy uitgaan, ons weet nie, maar nou praat die Here met die. Halleluja. Vir die laaste man, ek gaan afsluit, ek gaan bid. Halleluja. Iemand oor die lig is, miskien die luister na hierdie video, kyk na hierdie video en jy sê, Here, ek kom. Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels vir jou beskerm. Jou kinders by mekaar bring soos 'n hen haar kikkers onder die vlek. Vanmorgen sê ek vir dankie. You are still the same Father. Gesondig. In die naam van Jesus. Die woord sê Romeine 10 vers 9. As ons met ons mond die Here Jesus bely en met ons hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal ons gered word. Vader in Jesus bloed, heilig hulle in die waarheid in die naam van Jesus. Dankie Here, dat Here nou wederbaar. Skryf hulle naam op in die boek van die lewe. Dankie dat Korintiërs 5:17 tot werke kom. Almal wat in Christus Jesus is. Halleluja, is 'n nuwe skepsel. Baie dankie Here. Dankie Here. Dat in die hart van klip uitdaal, in die hart van vlees in hulle binneste plaas. Baie dankie Here. Halleluja. Thank you Jesus. Vir 'n sondaar wat nou 'n kind van God word. Dankie vir hulle wat jy uit die duisternis uithaal en nou in die lig inplaas. Baie dankie Here. Dat die plaas in liefde en vrede en blydskap nou in hulle harte. Dankie vir God se natuur wat nou in hulle binneste beleef word. Baie dankie Here. Here, laat gaan die weg. Heilige Gees, bedien hulle, onderrig hulle, bewaar hulle van die bose. En ek sê vir baie dankie. Halleluja. Baie dankie Here Jesus. Vader, die gebed van my hart is. Here, hulle is nou my broers en my susters. Here, waar hulle sit, staan of slaap beweeg. Dankie vir vrymoedigheid wat U vir hulle gee. Dankie dat hulle sal sê soos Johannes. Ek is nie die lig nie, maar ek is hier om getuig van die lig. Gebruik hulle Here in die aarde. Rig hulle op dat hulle herbouers word van gebreekte mure. Dat hulle word herstellers van paaie om bewoonbaar te maak. Use my brothers, use my sisters. En ek sê vir dankie in die woord. Dit wat die Here wil hê, hulle moet wees. I bless them in the mighty name of Jesus. Baie dankie daarvoor. Halleluja. Baie dankie vir die genade en die liefde. Thank you Jesus. Ek wil vir u baie dankie sê, u wat 'n oorgawe gemaak het met die Here. Welkom in die royal familie. Amen. Soos ek altyd sê, ek gee vir sommer die telefoon 'n stywe druk en ek sê vir u welkom. U is nou my broer en u is nou my suster. Ons is die stiefie. Amen. Kry die woord van die Here. Lees die woord van die Here. Kry vir 'n plek in die huis waar u altyd kommunikeer met die Here. Moenie skaam as jy praat. Vertel die vriende. U is 'n kind van die Here.
Amen. En ek glo dat deur u gaan u vriende ook tot inkering kom. Mag die Here u gebruik dat deur u familie, miskien is die ouers nog nie, die nog in die Here nie, deur u uit die klee en uit die krie, we're gonna come to the light. The Lord is gonna use you. Die Here gaan die gebruik vir u ma, die pa, die broers en die susters, niggies en neefies, aunties en oompies, self die vriendekring. Mag die Here u gebruik in die aarde in, sodat deur u duisende naam toe sal kom. Moenie skaam wees nie. Vertel. En soek jy iets van die Here op, soek 'n gesonde bediening op. Doen nou 'n revival, you are more than welcome. En kom groei. Kom groei. Amen. Kom groei. Mag die Here u ryklik seën. I love you. And you are always in my heart. Amen. Ek hou vir u gebed in. En ek glo dat mooi dinge lê en loer vir jou. Want die Here het 'n plan en het 'n toekoms vir u lewe. Mag die Here u ryklik seën. Amen. Bless you. Kom ons staan terwyl ons die nagmaal gaan neem. Na wat die Here verraai is, het die brood geneem. En nadat hy die brood gebreek het, het hy gedank en gesê, dit is my liggaam. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir hierdie brood. Seën dit tot verheerliking van u naam. En laat wanneer ons hierdie nagmaal neem, dan seën u ons in Jesus naam. U kan kom aan vir u brood. Praise die Here. Praise the Lord. Net so ook die beker. En gesê, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit tot my gedagtenis. Wanneer ons die symboliese bloed neem, dan neem ons dit met een doeleinde en dit is om jou. Praise the Lord. Praise the Lord. Vader, dankie. Ons erken van Christus. Dankie dat u ons seën. Dit is ook die beker as die Nuwe Testament in sy bloed in Jesus naam. Kom ons neem sy nagmaal. Baie dankie, Here. Dat ons kan erken vanmôre dat die bloed van Jesus het ons gereinig 2000 jaar terug. Het reinig ons sien nou alleen ons ontvang ons erkentenis vir ons deur Christus Jesus. Sien alles wat vandag gedoen was, Vader, en wat ons gedoen het, die woord wat bedien was, die lofliedere wat gesing was vir eer van u, die danksegging wat gedoen was, die dankbetuiging van getuienis, en ons nagmaal wat ons gehad het. Vader, seën alles, al hierdie week wat ons ingaan, 'n week van oorwinning wees vir ons, 'n week van genesing, 'n week van verlossing in Jesus naam. Baie dankie, Jesus. In Jesus naam. Amen. Voor die series spreek, voor die aankondiging van volgens van Jesus. Ons het donderdag gaan hier vir Rogers memorial service. 6 uur is ons gaan hier vir Rogers memorial service. En dan 9 uur begin ons Saterdag, as 9 uur begin ons hier by die kerk. Roger se dinge wat ons gaan het. So ons wil vir u sê dankie dat u kom en die wat die kan kom en ons verstaan. Ons wil nog geen besluit maak, ons kan nie sê dat die diens live kan wees, ons moet eers vir die familie hoor,
aan die familie besluit, as die familie ooreenstem om dit so te wil hê, ons doen wat hulle sê. So dan wil nog seker eers met hulle praat, ons kan nie dinge doen tensy hulle met hulle eie privaatheid. Ons moet hulle privaatheid respekteer, as hulle voel, hulle wil nie hê, dan moet dinge sal live recording wees, dit is hulle besluit. En dan next week on Sondagmiddag is ons oor kan die pad by River Jordan Kerk, by Pastoor Koos se kerk. Ons het vir Quintus next week Sondagmiddag. Ek is nie seker of jy gaan seker werk toe doen. Ek weet ek is nie seker of jy gaan kan jy af. Jy moet lekker sien. So ons het next week on Sondagmiddag 3 uur hier by Pastoor Koos se kerk die oorkant. Ons predikers wat gaan nie predikers, mense wat gaan kom pastore. Ons wil mense nooi, ons gaan live recording doen op Facebook vir die diens. Ons het 'n organisasie wat genoem word Global Revival Apostolic Network. Dit gaan uitgesaai word op Facebook en dan word dit op Global Revival Apostolic Network se YouTube kanaal gesit. Dit is die dienste wat ons as 'n netwerk het. Van ons die eerste Global Revival Apostolic Network campaign vir die jaar wat ons gaan hou. Ons gaan elke jaar 1 of 2 hou wat pastore, leiers, geestelike leiers by mekaar kom. So ons wil vir julle aanmoedig op Facebook om te kom. Dit is by number 1 Korea Crescent. Ons gaan weer die flyer op Facebook die week sit om mense te herinner om te kom. Waar ook al u is hier in die baai. As u nie in die baai is, kyk live op Facebook Sondagmiddag 3 uur. Maar as u in P is en u wil kom, dan kom u na nummer 1 Korea Crescent, Timothy Valley in Port Elizabeth. Rebecca. En as mense wil begrafnis toe kom, is mos nummer 4 Korea Crescent. Dit is my huisadres. Bring jou vriend saam en kom wees saam met ons. Versterk die familie as ondersteuning. Ons vertrou die Here dat daar plek genoeg gaan wees vir elke persoon wat gaan hier wees. So eerlik kan kom 9 uur Saterdag is die begrafnis hier van Borodje. Borodje was 'n bekeerde kind van die Here, van hierdie huis van Dunamis, en ons wil hom in eer ter aarde gaan lê. Dit is my eerste keer wat ek iemand in ons gemeente ter aarde gaan lê, en ek gaan Ella gaan die voorreg het om ons kind in die Here. Ek moet eintlik kan die erkenning vat vir die mevrou was een wat vir Roger na die Here toe gelei het, maar ek moet die Here dank. Ek het vir Roger as 'n pastoor gestaan om my vrou toe na die Here te gelei. Ons het Roger gedoop in Maitlands, so baby Roger en nou was daar gedoop. Ek sal nooit vergeet hoe hulle afgeseide daar met die sand. So ons is bly vir hulle, so ons is dankbaar. Ons het daarom, onthou julle, ons het daarom 'n braai gehou met 'n paar stukkies hout. Ons het nie foto's gemaak hier, maar ons het lekker ding gehad. Kom ons gaan die seën van die Here uitspreek. Dankie julle. Is daar enigiets anders wat ek vergeet het, hulle? Ja, is daar iets wat ek vergeet het? Is daar iets wat ek vergeet het? Ek sê, o ja, voor ek sê, vergeet. Ons gaan woensdag aand, gaan ons prayer meeting live op Facebook het. Dus onze laaste prayer meeting gaan wees voor die week van die 16. Ons gaan nou woensdag aand het, en next week gaan ons zeker maandag het, hier gaan ons next week maandag niet doen, dat is maandag af. Woensdag. Next week en woensdag gaan ons weer ook een prayer meeting het, live op Facebook. So stuur julle versoeke in. Ons bid live op Facebook. Kom ons ontvang die seën. En nou maak die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die soet gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons almal wat die Here verwag. Sê amen. Voor ons afsluit wil ek eerstens daarom dankie sê Cullen, ek sê mooi vanmorgen. Ons het die vir Cullen verwelkom, die vergewe ons is so bly om jou hier te hê. Halleluja! Amen! Praise
Here. Baie dankie julle. Julle dag